Ons gaan die woord van die Here vandag oopmaak by 2 Timoteus hoofstuk 3. Ons gaan lees vanaf vers 14 tot 17. Dit is 'n baie kosbare teks. Dit is een wat 'n mens nogal partykeer so 'n bietjie stadiger moet lees as ander dae, want dis nie net 'n storie nie, daar's 'n klomp wyshede in opgesluit. En dit pas partykeer om die Bybel so 'n bietjie stadiger te lees, sodat daai gedagtes wat so op mekaar volg kan insink. Voor ons dit gaan lees, kom ons word saam stil in gebed. Hemelvader, ons, u kinders, word stil voor u. U grootheid en u almag is vir ons glashelder. En tog partykeer wasig. Soms voel dit vir ons ver. Maar elke keer wanneer ons u woord oopmaak, elke keer wanneer ons hier as 'n geloofsgemeenskap saam is, dan word dit weer vir ons helder en duidelik. Ons loof u, dat u deur die eeue heen u kerk in stand hou, en dat u ons deel van u kerk gemaak het, en dat u 'n heerlike plan en einddoelwit het met elkeen van ons. Vanmôre het ons 'n groot geleentheid wat vir ons blinkoog lê en wag. Wanneer nog een van ons kinders wat hier groot geword het, kan sê ek glo soos julle. Here, seën ons dag, maar meer as dit, seën u woordverkondiging. Seën ons met u teenwoordigheid en met 'n begrip vir dit wat u met ons wil deel. En stuur ons hiervandaan verder met daardie heerlike wete. Ons behoort aan 'n lewende God, wat weet wat hier aangaan, in beheer is, en nie sy asem wegskrik oor alles wat mense sê nie, maar stilweg voortgaan met sy goddelike plan. Maak dit vir ons duidelik vandag en seën u woord aan ons lewens. Amen. Vriende, die gedeelte wat ons lees is 'n gedeelte waarin Paulus vir die tweede keer gevange geneem is, en hy is nou in die tronk in Rome, en hy is besig om 'n brief te skrywe wat hy met een van die jong manne van wat hy groot gemaak het as kind van die Here, met hulle gaan saamstuur, sodat hulle hierdie woord kan verder dra na die gemeente in Efese. Ek lees graag vir jou vanaf vers 14. Maar jy, bly getrou aan die dinge wat jy geleer het. Jy weet dit is waar, want jy weet jy kan die vertrou wat jou geleer het. Jy ken die heilige skrif van kindsbeen af, en dit het jou die wysheid gegee om die verlossing te ontvang wat deur geloof in Christus Jesus kom. Die hele skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om ons te onderrig, die verkeerde te weerlê en om ons tereg te wys en om die regte leefstyl by ons te kweek. Dit is God se manier om sy mense voor te berei vir hulle taak, ten volle toegerus vir elke goeie ding wat hy wil hê hulle moet doen. Vriende, elkeen van hierdie woorde is fyn gekies vir Timoteus, maar ook fyn gekies vir my en vir jou, en op 'n dag soos vandag, Leanie, fyn gekies vir jou. Mag die woord wat ons gelees het vir ons elkeen lewendig word as ons daaroor nadink. Vriende, Paulus is 'n passievolle mens. Hy het groot geword binne die Joodse geloof. En toe hy die eerste keer gehoor het van 'n man met die naam van Jesus van Nasaret, was dit nie met dieselfde emosies waarmee ek en jy daarna kyk vandag nie. Vir hom was dit glasduidelik geweest.
dat hierdie Jesus is 'n vals profeet, en dit waarin hy glo, moet ons keer dat ander mense nie ook dit glo nie. Ons moet seker maak dat hierdie ding nie soos 'n veldbrand versprei nie. En toe versprei dit soos 'n veldbrand. En Paulus is die eerste in die linie om te sê, ek sal voorgaan veg om hierdie gevaar te keer. Hy kry briewe van die kerk in Jerusalem om die gelowiges wat in Damaskus is te gaan vang en hulle terug te bring Jerusalem toe, sodat hulle verhoor kan word en waarskynlik gestenig tereggestel kan word. Op daardie reis, ons praat baie keer van jou Damaskus oomblik, daai oomblik wat jy skielik bewus word daarvan, die Here is nie 'n speletjie nie. Die Here is nie net 'n storieetjie nie. Die Here, Jesus Christus, is die Seun van die lewende God. En daar is 'n almagtige God, dat al sê die wêreld wat, hy is in beheer. Hy is die skepper God, hy is die almagtige Vader, hy beskerm ons, hy dra ons, hy stap saam met ons, hy het 'n plan met ons lewe, en hy sal daardie plan met ons lewe voltooi. Daardie oomblik, toe Paulus Jesus raak sien vir wie hy is. Ons kan lees daarvan in Handelinge hoofstuk 9, ek gaan nie nou daarby stil staan nie. Lees ons hoe dat hierdie jong man se totale manier van kyk in die wêreld verander het. Vir 3 jaar gaan hy deur 'n katedese skool waarin die Heilige Gees hom toerus, sodat hy op die ou ende kan verstaan, hoe moet ons dink oor Jesus, hoe moet ons dink oor God, hoe moet ons dink oor sy woorde, hoe moet ons dink oor wat hy vir ons nagelaat het, hoe moet ons dink oor die ewigheid, hoe moet ons dink oor godsdiens, hoe moet ons dink oor enigiets wat oor ons pad kom. Paulus besef van jongs af dat hy hierdie taak nie alleen kan doen nie. En soos wat hy die woord verkondig, kom hy agter dat daar jong mense, jong manne na vore gekom het, wat duidelik ontvanklik is vir hierdie gedagtes. Hulle oogies blink as hy oor hierdie goed praat. En hoe meer hy met hulle oor hierdie goed praat, besef hy, maar hy kan met sommige van hierdie jong mense, kan hy dieper goed praat as wat hy oor die algemeen praat. Want ander mense luister na en hulle lag en hulle loop weg, soos hulle maar in Jesus se tyd ook gedoen het. Maar hy het 'n paar manne wat na vore kom, wat hy besef, die Heilige Gees het hulle oë oopgemaak en hulle snap iets wat ander mense nie snap nie. En hulle raak net so passievol soos hy. En Paulus weet dat die pad vorentoe is, dat daar gaan 'n dag kom dat hy te sterwe gaan kom, en die kerk van Jesus Christus moet voortgaan. En dat daar ander mense moet wees aan wie hy die stokkie moet oorgee, sodat hulle op die ou einde ook die pad kan volg, en met passie die woord kan verkondig. So was daar 'n tyd toe elkeen van ons daardie stokkie ontvang het met ons belydenis van geloof. En dalk 'n paar keer daarna ook. Ons het die voorreg om vandag 'n jong dame in ons gemeente, hierdie stokkie as gemeente vir haar te gee, en te sê, jy is die een wat nou hierdie pad saam met ons stap. Jy is die een wat nou hierdie lig verder vir ons moet gaan uitdra. En Paulus stuur op die ou ende vir Timoteus na 'n stad toe, Efese, wat in daardie tyd deurtrek was met bose goeters. Dis 'n stad waarin dit ongelooflike, die rykdom het oral rondgeloop. En julle weet mos nou, hoe ryker 'n ou is, hoe meer onafhanklik is jy. Hoe meer kan jy jou eie besluite neem. As ons nog afhanklik is en swaar kry, dan vra ons nog vir die Here, waar kom my daaglikse brood vandaan? Maar as ons weet waar die volgende maand en die volgende jaar se brood vandaan kom, dan is ons nie meer so bekommerd nie. En dan bid ons nie meer so met erns die woorde wat Jesus ons geleer het nie. In Efese was die eerste stad in Klein-Asië naaste aan Rome met 'n groot hawe, en daar was die prokonsul van die Romeinse ryk gevestig. 'n Groot leer was daar gevestig ook gewees. En hulle het die keiseraanbidding afgedwing, en hulle het seker gemaak dat almal in hulle spoor trap.
Saam met die keiseraanbidding het dit wat vir die keiser kosbaar was, ook belangrik geword, naamlik die aanbidding van afgode. Artemis was een van die hoofgode wat in Efese was. Hulle het 'n hele groot mark gehad waar mense kon by mekaar kom om handel te drywe. Hulle het die agora genoem. Om by die agora in te stap, moes jy heel eerste mirre gegooi het binne in 'n pot wat brand om 'n reuk te veroorsaak. As jy daai mirre nie daarin gegooi het nie, dan kon jy nie ingekom het nie. So vir Christene om daar te gaan handel dryf, of as 'n handelaar, of om self net goed te kan gaan koop, moes hulle eers sê, ons aanbid Artemis en die keiser daarmee saam, terwyl hulle die mirre in die bak gooi. En vir hulle was dit eintlik 'n verskriklike ding. Ons kan dit nie doen nie. Jesus Christus is ons verlosser. Ons dien een God. Ons kan nie ander afgode aanbid nie. En dit beteken dat hierdie gelowiges nie daar kon aanbid nie en nie daar kon koop nie en op 'n ander plek moes gaan aanbid. Hulle het later, soos wat ons nou vandag so praat, spaza shops gehad, ergens agter in die agterbuitewyke. En dis waar hulle oorleef het. Maar hierdie gelowiges het een ding verstaan. Daar is iets groter as finansiële welstand. En dit is om te weet dat ek aan Jesus Christus behoort. Hy is die grootste skat. Hulle onthou nog die stories toe Jesus vir hulle vertel het van die boer wat die skat in die grond gevind het. En toe het hy gegaan en alles verkoop sodat hy hierdie stukkie grond kan kry, sodat hy net daardie een skat kan hê. En ons weet daardie een skat praat hy oor Jesus Christus en jou geloof in God. Dat jy, as jy dit snap, dan is jy bereid om enigiets prys te gee sodat jy net daai ding kan hou vas vir die res van jou lewe. Dis in hierdie wêreld waar Timoteus instap. Ons leef in 'n wêreld, vriende, waarin mense via die media ons probeer oortuig dat die skepping soos wat ons dit ken in die Bybel is iets waaroor 'n mens behoort te lag. Ons word groot in 'n wêreld waarin mense vir ons sê, hierdie ding van God het geskep en God is in beheer en jy moet aan hom jou lewe toevertrou, dit is eintlik nie so logies nie. Hierdie ding van, daar is lewe op die aarde en daar is nie lewe buite nie, want God het hier sy koninkryk kom vestig en hier loop hy 'n pad met ons. Nee man, daar's baie daar buite, daar's baie moontlikhede vir lewe. Jy hoef glad nie oor hierdie goed. En so word nie net ons fondasie oor ons geloof in die proses bevraagteken nie, maar word God al hoe kleiner, totdat hy later wegraak uit die verhaal van die kosmos. Dis dan wat die Bybel later lagwekkend oudtyds afgemaak word. Asof ek en jy ook die Bybel met 'n knippie sout moet neem. Die gedagte dat die Bybel as gesagsbron is iets wat eeue lank die fondasie van ons geloof is. Maar ons moet by iets anders begin as ons by die punt wil uitkom oor die gesag van die woord wat in 2 Timoteus 3 uitgespel word. Voordat ons nog kan praat oor die gesag van die woord, moet ons verstaan dat daar is 'n groter gesag bokant hierdie wonderlike boek. En dit is die gesag van God, die almagtige Vader, wat hierdie wêreld vir ons beskikbaar gestel het. Ver bo die gesag van die Bybel is die gesag van die almagtige God. Jesus sê in Matteus 28 vir sy disippels, aan my is alle gesag in die hemel en op die aarde gegee. Met ander woorde sê Jesus, gesag kom van God. Nie van mense nie. Nie van die massa se oortuigings nie. Ver nadat mense gepraat en gelag en geredeneer en ontmasker het, staan God nog steeds met sy gesag 4 voet in die uitspansel.
Interessant dat die gesag van die Ou Testament nooit bevraagteken word nie. Terwyl die Ou Testament baie ouer is as die Nuwe Testament. Dis kom ons die Ou Testament noem. Dit is 'n vroeër geskiedenis. Niemand bevraagteken die gesag van die Ou Testament nie. En tog wanneer ons by die Nuwe Testament kom, wanneer dit kom by die verhaal van Jesus Christus, wanneer dit kom by die verlossing deur vergifnis van ons sondes, dan word die Nuwe Testament skielik 'n probleem. Daar is geskrifte in die wêreld wat ouer is as die Bybel, waarvan daar net een kopie beskikbaar is, maar niemand bevraagteken die skrywer daarvan nie. Maar as ons by die Bybel kom, waar die briewe van die disippels tot en met 200 jaar as autentiek na Jesus alreeds bevestig kan word, waarin die skrywers deur opgrawings bevestig kan word, sê ons skielik nee, dis 'n storie, ons moet nie dit glo nie. Dit klink nogal vir my so 'n bietjie skrikwekkend. En ek sê die woord skrikwekkend juis omdat ek dink dat mense skrik vir die heiligheid van God en dan onttrek hulle eerder. En daarom pas dit ons om by so 'n geleentheid waarin ons 'n Bybel in die hart van een van ons jong mense kom sit het, dat ons praat oor die Bybel, dit wat ons almal saam glo. Die Bybel is nie 'n boek van wette nie. Dit gaan nie oor wat om te doen en om nie te doen nie. Dit is nie iemand se mening wat later as oudmodies uitgekruid kan word nie. Die Bybel is nie 'n boek van leerstellings nie. Alhoewel daar kosbare raad in opgeteken is, belangrike riglyne vir 'n goeie lewe, is die doel van die Bybel om die storie van God met mense te vertel, soos wat dit deur die eeue heen ontvou. En die storie van die Bybel kan in 5 hoofdele verduidelik word. Die eerste gedeelte is dat 'n almagtige God wat los staan van tyd, besluit om tyd te skep, deur 'n aarde te vorm, 'n skepping daar te plaas, waarin mense in 'n lewende verhouding met hom kan staan. En daar is die eerste probleme wat mense sien wanneer ons oor die skepping begin praat. Want sê hulle, hoe kan jy glo in 'n skepping waarin die son op die 4de dag eers gemaak word? Hoe is dit? Dis mos nou nie logies nie. En dan begin hulle dit afmaak en lag asof dit sinloos is. Maar wat die ouens nie verstaan wat hieroor lag nie, is dat hierdie stuk is geskrywe in die tyd toe die Mesopotamiërs regeer het, toe die volk in ballingskap weggevoer was, en hierdie mense se hoofgod het die son aanbid. En dat die geloofsoortuiging waarmee die Jode vir hulle wil vertel van die almagtige God, dan sê hulle die eerste ding, God het geskep deur net te praat. Nie deur offers te bring en allerhande fancy goed nie. En weet jy, Mesopotamiërs, julle wat nou dink dat julle so belangrik is om julle son te aanbid, kom ek sê vir julle hoe nietig is julle songod in die oë van ons God. Nee wat, God het hom gemaak en sommer so minder belangrik dat hy hom op die 4de dag gemaak het. Dis nie 'n historiese feit nie, dis nie 'n wetenskaplike verduideliking wanneer die Bybel kom met die skepingsverhaal nie. Dis 'n godsverhaal. Dis 'n verhaal wat vertel hoe groot is God, groter as al die ander gode wat ander volkere aanbid. Ons God is die enigste God. Dis die boodskap. Mense wat oor die skepping, en dis nou 7 dae of 7000 jaar daaroor wil praat, mis die punt. Hulle mis dit totaal, dis nie daaroor te gaan nie. Dit gaan oor dat ons 'n God het wat so almagtig is, so liefdevol is, dat hy vir ons 'n ruimte geskep het waarin ons kan woon, waarin ons hand in sy hand kan sit en saam met hom deur die lewe kan stap. Dis die God wat ons aanbid. Die tweede gedeelte wat uitval, is die gedeelte oor die donker tone van die sondeval. Hoe is dit dan moontlik dat God wat so 'n mooi wêreld gemaak het, dat mense daar kan wees en hierdie boosheid hier op aarde kan wees? En ek probeer iets daarvan vertel. Dit is nie God wat ons so boos gemaak het nie.
Dis ons eie resep wat geboomerang het op ons. Toe ons gedink het, nee, wat ons kan ook soos God wees. Ons kan ook dink soos hy, en praat soos hy, en maak soos hy. Ons kan ook beheer uitoefen soos hy. Toe kom ons agter, ons kyk op ons neuse, want daar is niemand so groot soos God nie. En as jy dink jy kan God speel, gaan jou vingers verbrand. Dis die wonderlike boodskap. God is groter as ons beste idees. Al dink ons kan 'n toring bou tot by die hemel, om daar soos God te wees, groot en imposant, dan laat hy hulle maar net in verskillende tale praat, sodat dit mekaar uit kan spat. Ons God is groter as die wetenskap, en al ons denke saam. Wanneer ons eie resep volg, gaan dit eindig in 'n disaster. Die derde deel waarin die Bybelverhaal van God ontval, is dat die oomblik toe mense hulle eie resep begin volg het God nie gesê, nou toe, voeter voort nie. Maar het hy gesê, ek het jou so lief, ek kan jou nie los nie, ek sal uitreik na jou, ek sal moeite doen met jou, ek sal my kinders stuur na jou om met jou te praat en jou te probeer oortuig, en ja, jy kan nog steeds jou eie kop volg, totdat daar 'n wonderlike dag gekom het, 'n dag toe Jesus Christus na hierdie wêreld gekom het. Maar dis in die 4de deel, kom ons maak die 3de deel klaar. Soos wat hierdie geskiedenis aangegaan het, en God begin uitreik het, en met mense 'n pad begin loop het, en tyd met hulle gespandeer het, was daar 'n man wat skielik net uit die ander wêreld uit, anders gedink het as die ander mense, terwyl hulle nog buig voor gode, en son, en allerhande afgodbeeldjies maak, is hier een man, wat 'n stem hoor, en sê, luister, ek is die lewende God, ek roep jou om my te volg, kom na my toe. En daai stil stem kon hy nie stil maak nie. In Genesis 17 vers 1 hoor hy hierdie woorde nog beter as ander. Leef naby my, sê hierdie God vir hom, leef naby my en wees opreg. En daar is die eerste tone van die wet van God, wat later by die berg vir hulle gegee sal word, wat ons in Exodus 20 kry. Hier is die eerste samevatting van die wet. Leef jy naby my, en wees jy opreg. Leef naby my, jou verhouding met God. Wees jy opreg, jou verhouding met mense. Reeds daar is die samevatting van die wet al opgeskrywe, en later uitgebrei in al die wette wat die volk gehad het. Terwyl ons oor die wette praat, mense sal na die Bybel gaan kyk en sê, is dit nie lagwekkend dat daar nog sulke wette is nie? Het julle al gelees wat se wette is daar? Dit is skrikwekkend. Maar wat ons nie verstaan nie, is dat ons nie met 'n 21ste eeuse brein kan kyk na mense wat 10 eeue voor Christus geleef het nie. Hulle het nie dieselfde ontwikkeling gehad nie, hulle ken nie 'n selfoon nie. Hulle weet nie van 'n kar nie. Hulle weet nie van petrol nie. Hulle weet nie van, hulle het gesukkel om vuur te maak, man. Hierdie ouens het 'n ander wêreld gelewe as wat ek en jy in leef. So die woorde wat in daai tyd geskryf is vir daardie mense, is nie iets wat ons lynreg kan deurtrek na ons dag toe nie. As daar gepraat word oor vrouens se menstruale siklusse en hoe hulle moet hanteer word, dan is dit omdat hulle niks daarvan gehad het wat ons vandag het nie. Jy kan nie die twee wêrelde vergelyk nie. Maar wat ons wel kan sê, as die Bybel vir jou sê, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, dan is dit nie om te sê, hierdie wrede God wat mense wil aanval, mense wil seermaak en hulle wil uitroei en te keer. Nee, dit was 'n beperkende, liefdevolle wet gewees. Want in slawe in daardie tyd, as jy die mag gehad om jou slaaf dood te maak en niks sou van jou gebeur het nie. So, daarom kom die wet in om te sê, maar as jy iemand se oog uitgeslaan het, dan gaan ek jou nie. Dis amper soos Boetie wat sissie se hare trek en dan klap ek jou totdat jy sterre sien. Jy sien, dis die beperkende wet van God. As ek jou hare getrek het, dan kan ek jou hare terugtrek. As jy op my toon getrap het, kan ek jou toon terugtrap, maar kan jy nie met 'n mes doodsteek omdat jy op my toon getrap het nie.
Dis wat in die wêreld van die ou wêreld van Israel gebeur het. Mense het geen reëls gehad nie, het geen respek vir lewe gehad nie. Hulle het doodgemaak soos wat dit vir hulle lekker gelyk het, daar was geen konsekwensies daaroor nie. En God sê, dis my skepsel, dis my kind, ek loop 'n pad met hom en jy gaan hom nie doodmaak nie. Ek wil hy moet saam met my 'n pad loop. En as hy 'n fout maak, ja, straf hom, maar hy bly my kind. Soos wat ek en jy, as ek en jy stout is, steeds God se kind bly. Hy gooi sy nou skielik in die hel nie. Ons bly sy kind. Kom ons gaan verder. Die 4de deel, die mooiste deel tot nou toe, is die verhaal van Jesus. Dat God sê, na ek al my profete gestuur het, na ek al die gelowiges gestuur het, wat vir julle probeer lei het, en vir julle die pad probeer wys het, en wat vir julle gewys het hoe om hom te aanbid, en julle het nog steeds nie wil doen nie, kom ek maak seker dat julle my liefde verstaan, kom ek wys vir julle hoe lyk het as 'n verhouding regwerk tussen 'n mens en sy God, en Jesus word mens, en hy los sy goddelikheid in die hemel, en hy kom aarde toe, en hy kom wys vir ons, in ons taal, in ons voorbeelde wat ek en jy verstaan, kom hy wys vir ons, so bid jy, so sit jy God eerste, so hanteer jy 'n krisis, so hanteer jy jou geld, so hanteer jy verhoudinge, so hanteer jy liefde, so hanteer jy die Gees. En kom vertel vir ons al hierdie wonderlike verhale, wys vir ons hoe om te lewe voor die aangesig van God. Tot op daai laaste dag op aarde, toe hy kon sê, dit is volbring. Ek het die job klaar gedoen. Nou is daar nie meer twyfel nie. Almal wat na my kyk en na my woorde luister en my voorbeeld volg, sal in 'n lewende verhouding met God kan staan. Niks sal hulle ooit weer keer nie. Die magte van die hel sal hulle nie stuit nie. Die pad is oop. Ek gee vir jou my Gees om jou te lei in die waarheid. Daarom vriende, Jesus is die spulpunt waarom 'n herstelde verhouding met God nou moontlik is. Maak asseblief 'n studie van Jesus. Maak 'n studie van hoe hy praat, wat hy nie sê nie, wat hy sê, hoe hy reageer. Maak dit jou lewensmissie om Jesus te leer ken. Jy sal nooit 'n fout maak as jy daarby stil staan nie. Die 5de deel. Kom Jesus, kom God ons Vader, en hy kom sê vir ons, maar daar is sy seisoen na die kruisiging en die opstanding en die hemelvaart van Jesus. En kom ons noem dit die kerk. Die kerk het Jesus vir ons daar gestel, en sy Heilige Gees kom woon in sy kerk, en hy kom gee ons sy woord, sodat ek en jy daaruit kan lees, en deur sy Gees gelei kan word, sodat ons mense in staat stel om 'n lewende verhouding met God te kan staan. Want vriende, as die kerk reg werk, dan vertel dit van die onbeskryflike liefde en deernis en omgee en respek wat God het vir 'n ander mens, selfs 'n sondaar mens, selfs 'n stikkende mens, selfs 'n eensame mens, selfs 'n mens wat vrot keuses maak. Dat God sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, ek sal vir jou rus gee. As die kerk reg werk, dan is dit die gesindheid waarmee ons na elkeen toe gaan wat nie in die banke sit vandag nie, en na elkeen toe gaan wat in die banke sit. Dan is dit die plek waar ons mekaar omhels en sê, kom ons stap saam na die wonderlike dag waar ons saam Jesus in die oë sal kyk. Want nou kyk ons in 'n dowwe spieël, ons sien net 'n raaiselagtige beeld. Eendag sal ons sien. Vriende, die kerk het ook voete van klei, want daar is gewone mense daarin. Van kerkleiers tot jong gelowiges. Daar's tye wat ons mistas, verkeerd dink, verkeerd kies. Stadig maar seker begin wegdwaal van hierdie groot waarhede.
Dis dan wat die liefde van die Here in elkeen van ons as geloofsgemeenskap moet werk. Nie omdat ek foutloos is nie, want ek het meer as enigeen van julle. Maar dat ons dan juist na mekaar toe sal stap en sê, ek weet hoekom jy afdwaal, ek weet hoekom jy daar is, ek weet, ek was self daar. En ek sê vir jou, as jy aanhou op hierdie pad, gaan dit nie lekker word nie. Jy gaan op 'n sleg plek eindig. Draai nou om. Kom nou nader. Word weer terug deel van hierdie geloofsgemeenskap. Hier hoort jy. Want as jy nie hier is nie, gaan jy die prentjie van God en die liefde van die Here ergens begin mistas. Hier in die kerk is ons dikwels reg en dikwels verkeerd. Dikwels leef ons Jesus se liefde reg uit en dikwels doen ons dit nie. Dikwels wys ons ook die vinger na mense terwyl die stomp in ons eie oog sit. Dikwels kies ons om soos Jesus te wees en dikwels sit ons met 'n rooi gesig daaroor. Ons probleem is dikwels dat ons vanuit die 21ste eeu gedagtes van die wêreld van die Bybel probeer verstaan. En as jy enigsins moralisties, wetties na hierdie Bybel gaan kyk, wat jy vandag in jou hande gaan kry, dan gaan jy dit mis. Ek en jy het 'n lang pad gestap oor die Bybel. Ek het aan jou 'n droom vertel van Jesus wat 'n pad met jou loop en jou nooit sal los nie. Hou vas daaraan. Leef dit. Vir jou word die stokkie gegee om saam met ons daardie boodskap te leef. Geliefdes, wees versigtig aan wie jy jou ore uitleen. Want as jy hieroor gaan die mekaar word, dan is dit nie die woord se gesag wat daarmee gepaard gaan nie, maar ook God se gesag wat jy prys gee. Ondersoek die skrif. Laat die skrif bepaal hoe jy mense se opinies sal weeg. Elkeen wat na wie ons opkyk, is nie noodwendig die volgende